Hier is 'n replika wat ons kan sien van die Trojaanse perd, wat staan aan die oewer van die Dardanelles-seestraat by Çanakkale in Turkye. Ek lees graag vir ons 2 verse, een uit Hebreërs 11 vers 1. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Ek lees ook vir ons uit 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. En volgens die ou Griekse verhale het daar 'n groot oorlog uitgebreek tussen die Trojane en die Grieke. Die stad Troy was versterk met hoë mure en vir 10 jaar kon die vyand dit nie binnendring nie. En toe bedink die Griekse held Odysseus 'n plan wat die loop van die geskiedenis sou verander. En hulle bou 'n reuse houtperd, 'n geskenk aan die Trojane en verberg binne in Griekse soldate. Die res van die Griekse leer sou maak of hulle pad gee en dan met hulle skepe wegvaar. Toe die Trojane die perd sien, was hulle verheug en hulle het gedink die oorlog is verby. En sonder om te twyfel trek hulle die reuse perd deur die stadspoort in as 'n teken van oorwinning. Maar later daardie nag, terwyl die stad in diepe slaap was, klim die Griekse soldate uit die perd en maak die stadspoorte oop en laat die res van die Griekse leer wat teruggekom het in. Troje is van binne af oorval en binne 1 nag verwoes. Die Here roep ons om op hom te vertrou en nie staat te maak op dit wat ons sien nie, want dit kan ons dalk mislei. Geloof is om in die Here te glo, selfs al lyk alles anders reg. Dra ek en jy ook dalk 'n Trojaanse perd in ons lewe rond, iets wat onskadelik lyk, maar besig is om ons hart van die Here af weg te trek. Hierdie replika is 'n stille getuienis van hoe maklik 'n mens verlei kan word deur wat mooi en onskadelik lyk.